Goed, nou het julle gekyk na die video en dit gee vir julle natuurlik dan 'n goeie idee wat is die ontwikkeling wat nodig is vir 'n kind om uiteindelik gereed is en hoe krities die tyd dan nou tussen 0 en 7 is. Nou gaan ons kyk na die boublokke of ons kan dan ook daarna verwys as die fondasie wat moet reg wees. Want voor 'n mens mos 'n huis bou, moet 'n fondasie goed gevestig word sodat jy natuurlik jou muur, jou vensters, jou dak en wat ook al moet daar saamgaan dat dit stewig is. Dieselfde gebeur met wanneer kinders gereed is om te lees. Daar moet sekere ontwikkelingsvaardighede, boublokke of fondasies in plek wees. Dr. Jan Strydom van EduBlok sê dat elke mens beskik oor die verstandelike vermoë om feitelik enige iets te leer. Natuurlik leer ons almal nie dieselfde nie, sommiges leer makliker, maar dit is nie die punt nie. Die feit is, ons almal kan eintlik reg en vinnig lees as dit op die korrekte manier vir hulle aangeleer word. So hier weet ons dan nou ook, soos ons in die vorige keer reeds genoem het, dat 'n gesonde baba het genoeg breinselle wat dit sal kan doen, afhangende van wat ons doen in die eerste 7 jaar. Een van die boublokke is dan, voor 'n kind kan leer lees, moet hy of sy deur hulle sintuie bewus word van die geskrewe woord. Hoe gaan ons dit doen? Dit gaan ons doen deur middel van voorlees. In die geval van lees, sien die kind die woord, hy hoor dit, wanneer dit hardop gesê word, dit moet betekenis aan 'n woord koppel, sodat die kind uiteindelik kan verstaan, en die enigste manier waarop dit kan gebeur, is as ons 'n kind van babatyd af blootstel aan 'n uitgebreide woordeskat. Dan sê Dr. Strydom verder, dat ons moet praat met ons kinders, ons moet praat en praat en praat. Dit is waar ons begin met ons eerste boublokkie. Dis daai sintuie wat ingespan word, dit is doeltreffende kommunikasie om blootgestel te word aan woordeskat, en blootgestel aan woorde. Ons moet ook onthou, wanneer ons vir kinders voorlees, sien kinders ook outomaties dat ons lees van links na regs. Dit is ook belangrik, dit is ons volgende boublokkie. Vanaf 4 jaar natuurlik behoort 'n kind te kan onderskei tussen links en regs. Die rede daarvoor is eenvoudig, omdat sinne van links begin en na regs loop, is dit 'n basiese beginsel wat noodsaaklik is vir lees. So ons kinders moet weet wat is links, wat is regs. Oogies moet geoefen word, ons het reeds daaroor gepraat in die vorige aanbieding. Kleintjies moet kan onderskei byvoorbeeld tussen groot en klein, voordat hulle kan begin lees. Kinders moet ook weet dat elke sin begin en dat daar natuurlik ook 'n einde is, wat bo en wat onder is. Dit is basiese begrippe wat vasgelê moet word, want dit is ook begrippe wat hulle gaan nodig hê om wiskunde te kan doen. So die belangrike goed wat ons as vanselfsprekend of outomaties doen, is krities vir die ontwikkeling en die boublokke om ons kinders uiteindelik gereed te kry. Die volgende boublok is natuurlik, ontwikkel jou kind se vertelvaardighede deur hom gedurig te vra om dinge en gebeure te beskryf en laat hulle toe om stories te vertel en byvoorbeeld klankspeletjies te speel. As ek byvoorbeeld vir 'n kind sê, hierdie woord is sit, dan moet ek vir die kind vra, watter klankie hoor jy eerste wanneer ek sê sit? Watter klankie hoor ek laaste wanneer ek sê sit? Sodat die begrip van klankies dan natuurlik ook geleidelik by die kinders vasgelê word. Leer hom van fonologiese vaardighede en help hom om te verstaan dat klein klankies bymekaar gesit word om uiteindelik 'n woord te maak. Vra byvoorbeeld vir hulle watter woorde rym. Dis belangrik dat 'n rym en rympies, dis natuurlik voor geletterdheidsvaardighede wat vasgelê moet word. So al hierdie goed wat ons eintlik as kinders gedoen het, dit was eintlik dat mense het geweet, dit is belangrik, dat mense moet weet wat volg op wat klink soos wat, om daai onderskeid natuurlik te kan tref. Kinders moet weet dat kat en mat byvoorbeeld dieselfde klink, en nie kat en hond nie. Hulle moet kan onderskei wat klink dieselfde.
En dan natuurlik 'n baie belangrike boublok is fynmotoriese ontwikkeling of vaardighede. En hier kan ons gebruik maak van klei, ons kan legkaarte bou, ons kan kralletjies ryg, ons kan torentjies bou met blokke, ons kan knopies vasmaak, ons kan goed in en uitpak. Dit is so belangrik want wanneer ek gaan self moet lees en skryf, moet my vingertjies dan byvoorbeeld ontwikkel kan wees om die blaaie te blaai, en natuurlik om te werk met dit wat voor my is dit so belangrik dat ons gereed is. Wat ons baie keer doen wanneer ons byvoorbeeld by kleuterskole kom, wanneer ons vir kinders gaan stories voorlees, dan doen ons byvoorbeeld sommer 'n paar oefeninge net om die kinders se vingertjies 'n bietjie los te maak. En dit kom nie outomaties nie. Die kind kom in die klas en ons verwag die kind moet reg wees om te begin werk. Maar dit was dalk vanoggend so koud of die omstandighede van die kind is van so 'n aard dat daar bitter min motoriese ontwikkeling of vaardighede vasgelê word en ons moet dan seker maak dat kinders dit kan doen sodat hulle uiteindelik hierdie goed is alles goed wat in plek moet wees voordat hulle kan begin lees. En dan 'n baie belangrike ding is natuurlik groot motoriese ontwikkeling of vaardighede. Die groot spiere wat ontwikkel is om 'n goeie postuur en 'n selfbeeld te ontwikkel. Hier laat ons kinders spronge maak, hulle kan rol, hulle kan boomklim, hulle kan krywa loop, hulle kan huppel, hulle kan dans. Dit is baie moeilik in die omstandighede waar ons nou is, want dit is nie vir alle kinders moontlik om buite te kan speel nie. Om 'n boom te kan klim nie, daar's dalk nie bome in hulle omgewing nie. Maar dit is so belangrik wanneer ons verwag dat hierdie kind in die klas moet kan stil sit en konsentreer, is dit so moeilik want 'n kind wat byvoorbeeld 'n laespiertonus het, wat se groot spiere nie goed genoeg ontwikkel is nie, so 'n kind sukkel om regop te bly sit. Ons sal ook sien dat baie keer maniere wat ons sien die kind sal lê op die bank, want die kind kan eenvoudig nie sy kop regop hou nie. Byvoorbeeld kinders wat sukkel met 'n laespiertonus, sal hulle voete hak om 'n stoel om te probeer regop sit. Wat gebeur dan? Hierdie kind of leerder sukkel teen swaartekrag. Dan verwag ek as onderwyser dat hierdie kind moet kan luister en kan konsentreer, maar eintlik het hierdie kind 'n probleem om net regop te bly sit. Dan gaan juffrou, meneer, jy gaan praat tot jy blou is. Die kind se aandag gaan nie daar wees nie, want die kind het 'n ander probleem of uitdaging waaraan hy of sy natuurlik eers moet aandag gee. Dit is dink ek van die baie belangrike goed wat ons in gedagte moet hou wanneer ons kinders hier voor ons sit. Wat beteken dit dan nou ook vir ons as onderwysers? Dit beteken elke kind wat by my aankom, sy agtergrond moet ek weet. Ek moet weet, is hierdie kind ontwikkel? Wat gaan ek doen om dan daai boublokke wat in plek moet wees, in plek te kry? Watter oefeninge gaan ons doen? Watter ekstra speletjies gaan ons speel? Gaan ons hulle buitentoe vat dat hulle bietjie kan ontwikkel sodat hulle groot spiere kan ontwikkel voordat ek van die kind verwag om natuurlik te sit en te luister en te leer in my klas. Ek sê altyd, as 'n kind 'n uitdaging het, dan is dit soos om te verwag van 'n vis om boom te klim. Ek kan nie van elke kind verwag in my klas om te doen wat die volgende kind doen, as ons almal nie op dieselfde vlak van ontwikkeling is nie. Maar ons verwag dat die uitsette van die kinders dieselfde moet wees, maar ons ontwikkelingsvlakke is byvoorbeeld 'n kind wat in graad 1 is, kan baie keer op die vlak van 'n 4-jarige kind wees, omdat die stimulasie en ontwikkeling nie in die eerste 7 jaar plaasgevind het nie. Nou sal ons vra, wanneer is dit dan nou tyd dat ek vir my kind leer lees? En in die vorige aanbieding het ons reeds gepraat oor die verantwoordelikheid en die belangrikheid, want ons weet dat lees ons almal se verantwoordelikheid is. Lees is lank nie meer die verantwoordelikheid van ons graad 1 opvoeder nie. Kenners meen dat leesgereedheid van kind tot kind verskil en nie aan 'n spesifieke ouderdom gekoppel behoort te word nie. Dit is nou presies wat ek in my voorwoord gesê het. Hier moet ons gaan kyk tot op watter vlak het my kind ontwikkel, sodat ek uiteindelik kan weet of hierdie kind dan nou gereed is om te leer lees. Die meeste kinders begin stelselmatig belangstelling in letters en syfers toon en begin vra byvoorbeeld, hoe skryf ek my naam?
Baie kinders sal byvoorbeeld net die eerste letter van hulle naam sien en dan sê, dit is my naam, maar dan het die kind die letter erken. Nou weet ek, stelselmatig kan ek hierdie kind begin blootstel. Baie kinders vir wie jy voorlees, sal 'n mens ook sien, die kind begin vertel sommer hulle eie storie. Jy het nou die storie gelees, dan gaan sit hulle met die boek en hulle maak hulle eie storieetjie op. Dan weet jy, daar's die belangstelling dat ek kan. Die belangrike ding is dat ons moet so vroeg as moontlik vir ons kinders stories voorlees. Dit is die kernidee. Sommer terwyl baba nog in die baarmoeder is, begin ons vir hulle voorlees en daar gebeur natuurlik baie wonderlike goed wanneer ons dit doen. En dan is lees deel van my lewe, dis deel van my roetine. En wanneer ons vir kinders lees, sal hulle dan natuurlik ook vra. As juffrou dalk vandag, juffrou as jy vandag dalk 'n afdag het en jy dink maar ek gaan nie vandag 'n storie lees nie. Maar dis 'n roetine wat gevestig is. Gaan hy kinders vra, maar juffrou, lees ons dan nie vandag 'n storieetjie voor ons huis toe gaan of voor pouse nie. Want as ons ook vir kinders storieetjies lees wat vir hulle lekker is, dan is ons ook besig om 'n goed voelhormoon by hulle te ontwikkel en vry te laat. En dan stuur jy daai kind op 'n positiewe manier huis toe, want ons weet die omstandighede van baie van ons kinders is so moeilik en so uitdaging, en die skool is dalk die enigste plek waar daai kind veilig en geborge voel. Probeer eerder om jou kind op 'n speel manier te leer lees en om dit nie vir hulle by hulle af te dwing nie. Moenie aan die begin te veel verwag nie. Selfs al maak hulle foute en moet hulle ook nie met mekaar vergelyk nie. Hier wil ek ook vir die onderwysers vra, behalwe dat ons hulle met hulle maters vergelyk, het ons ook die gewoonte om kinders met hulle broers of susters te vergelyk. Baie onderwysers sal sommer vir jou byvoorbeeld sê, "Hi, ek kan nie glo jy en Ellen is broer en suster nie. Ellen was dan glad nie so 'n kind nie. Hoekom sukkel jy dan so?" Die woorde wat onderwysers teenoor kinders uitspreek is so kragtig, want kinders glo in dit wat onderwysers sê. En ek dink wat ons doen en hoe ons dit doen, en as ons elke kind hanteer op die vlak waar hulle is, gaan ons soveel meer reg kry en aanmoedig en positief beïnvloed. 'n Kind moet ook sien dat lees vir juffrou lekker is, dat juffrou dit geniet, dat daar boeke in juffrou se klas is. Ons kan nie praat oor kinders wat nie lees nie, en daar is nie boeke wat tot hulle beskikking is, wat dit vir hulle lekker maak, en waarmee hulle natuurlik ook kan vereenselwig neem.